Goeiedag, jy is weer hier by Dieremaniere, baie welkom. Ek is Elsje van Jaarsveld en ons produksieregisseur Vianel. Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar produksie waar ons gesels oor diere en hulle maniere van gedrag tot fisiologiese aspekte en veral daar waar diere 'n verskil maak en die mens help daar waar ons tekort skiet. En dis waar ons vandag 'n draai gaan maak op die lughawens en grensposte waar honde items uitsniffel voordat dit na ander lande gesmokkel kan word. Laurens Leoner is van die Bedreigde Natuurlewe Fonds en hulle werk nou saam met die polisie en die Departement van Omgewingsake om items soos renosterhoring, itermagos skubbe, vetplante, reptiele en ander items te keer by grensposte en lughawens. Laurens verduidelik net nou hoe dit werk. Vian het ook weer vir ons geluid van 'n dier gebring. Kan jy raai watter dier het ons hier? Dankie Vian. En sy leidraad vandag is: hierdie diere se slagtande kan tot 61 cm lank word van die manlike diere. Later kan jy toets of jou antwoord reg is en dit is wanneer ons die antwoord gee net na die gesprek met Laurens. Verlede week het Dieremaniere met Adine Rode van Hurt gesels. Dit staan vir die Hoedspruit Elephant Rehabilitation and Development. En hulle neem olifantwesies in en integreer hulle weer in 'n olifanttrop om as ware 'n saamgestelde gesin te vorm. Gaan luister gerus na haar aangrypende storie op al die digitale platforms, soek net na Dieremaniere. Maar nou is ons op pad na die slim sniffelhonde in Midrand wat die polisie help om wildstropery op te slaan. Laurens, welkom by RSG se Dieremaniere. Baie dankie. Baie om te weet. Jy is van die Bedreigde Natuurlewe Fonds en jy het verskeie projekte om bedreigde spesies te beskerm, maar vandag praat ons spesifiek oor sniffelhonde wat diens doen by lughawens en grensposte en dan ook ander werk vir julle doen soos opnames. Maar kom ons begin eers die werk wat die sniffelhonde by lughawens en grensposte doen. So oorsigtelik, wat behels dit? Ja, dit is eintlik 'n baie goeie vraag en baie mense besef nie presies wat dit behels nie. Dit is nie baie eenvoudig nie. Ons het ons eie eenheid van sniffelhonde by ons trust, so ek sal maar sê EWT, en die honde moet natuurlik ordentlik gehuisves word en ons het hanteerders wat na die honde omsien en wat die honde oplei. Ons het sekere materiaal of sekere diereparte soos skubbe van itermagog en renosterhoring wat ons ook moet permitte hê om aan te hou sodat ons die honde die hele tyd kan herinner van wat hulle voorsoek. En dan natuurlik waar ons ook werk is baie keer ook sensitiewe areas soos grensposte en soos lughawens, daar het ons ook permitte nodig. So om te sê daar's heel wat aangaan in die agtergrond is definitief akkuraat. Meestal wat ons mee werk is ons werk saam met die Departement van Omgewingsake, byvoorbeeld by lughawens om te kyk of enigiets deurgaan wat nie moet deurgaan nie. Stropery is 'n groot ding in Suid-Afrika. Daar's baie verskillende plante en diere wat geteiken word en ons probeer help waar ons kan om seker te maak dat alles word nie net gesteel en verwyder uit ons wonderlike natuur uit nie. En die ander ding wat ons doen met ons honde is vir ons eie interne projekte het ons opnames wat ons doen vir bedreigde spesies of spesies wat net in sekere areas voorkom en wat baie moeilik is om op te spoor met die blote oog. En dan gebruik ons die honde in die veld om ons te help om daai spesies opname te doen en tellings te doen en partykeer ook om spesies wat vir baie jare nie gesien is nie, of wat mense dink is dalk heeltemal uitgesterf, kan ons ook weer opspoor met die honde. Goed, so dis die stropery vir die sniffelhonde wat nou juist by grensposte en lughawens en dan die opnames. Ons sal oor beide aspekte gesels, maar eerstens wil ek weet, waar is hierdie honde en is die honde dan in julle besit en julle is basies die eienaars van die honde en dit is 'n groot taak om hierdie honde sekerlik op te lei en te versorg. Dit is reg, ja, dis aanhoudend. Ons hou hierdie honde op ons eie perseel in Midrand en van daar af
kan ons enige plek in die land werk. Ons het spesiale voertuie wat ons die honde veilig mee kan vervoer. Ons kan hulle ook rondvlieg in kratte wat ons laat maak het, spesiale kratte vir vervoer. So ons kan maklik in Kaapstad wees soos ons moet, of in Botswana by die grenspos. So dit is nie 'n probleem nie. Ons hanteerders is die heeltyd besig met die honde. Ons, soos ek sê, hulle het hulle eie huisvesting daar, maar ons het eintlik 'n groot area wat ons hulle uitvat daagliks en oplei en sekere oefeninge doen. As ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, as ons byvoorbeeld by 'n grenspos is en daar kom trokke en lorries en goed verby, daai geraas wat die voertuie maak, die honde moet gemaklik wees daarmee. As ons in 'n padblokkade is in die nag, in die donker en daar kom voertuie verby op die snelweg en so voort, die honde moet gemaklik wees, hulle moet nog steeds kan konsentreer op wat hulle doen. Ons moet die honde nie net gewoond maak aan al daai geraas en daai omstandighede nie. Tussenin moet hulle ook nog die heeltyd herinner word aan die teikens wat hulle nou op soek is. As dit nou byvoorbeeld skilpaaie is wat mense smokkel of sekere bedreigde plantspesies wat mense smokkel, dan ons moet die heeltyd die honde oplei en herinner daarvan. Goed, so daar is sekere honde wat sekerlik beter is vir hierdie taak. Ek het in my lewe 'n beagletjie gehad en sy het enige ding uitgesniffel, maar glad nie gehoorsaam nie. So watter tipe honde gebruik julle vir hierdie doel? Ja, ek meen die antwoord gaan ook nou afhang van presies wie jy vra, want sekere hanteerders of sekere mense verkies verskillende honde. Die honde wat ons gebruik is Belgian Malinois, ook German Shepherds, en dan gebruik ons ook 'n colliehond, soos 'n skaaphond. Dit is baie goed in die veld vir sekere aktiwiteite. Party honde is beter vir party goed, as ek dit so kan stel. As jy 'n Malinois hond is verskriklik hoë energie, hoë dryf en eintlik in daai opsig makliker om op te lei want hulle is so gretig om te leer en om te werk. So dit is hoekom ons daai honde verkies. Hulle werk hard en dis ook 'n redelike groot sterk hond. Jy weet, so as jy die hond moet laat opspring in 'n wa of iets soos dit wat hy iets moet deursoek, dan kan hy dit doen. Maar dan is daar party mense wat sê, okay, vat jy byvoorbeeld 'n spaniel wat jy net kan optel en insit en so, maar in ons geval gebruik ons meestal German Shepherds en Belgian Malinois. Goed, so die Duitse herdershonde. En hierdie honde wat jy nou genoem het, dit is alles werkershonde. So dit moet ook vir hulle lekker wees waarskynlik om te werk. Dit is so, ja, dit is nie noodwendig 'n goeie troeteldier nie. Behalwe as jy op 'n plaas is of op 'n groot plot is en jy het baie tyd om die hond besig te hou, sal ek dit nie voorstel nie. Hulle geniet dit. Sodra hulle sien die harnas kom uit en hulle weer is nou tyd, dan raak hulle verskriklik opgewonde en die mens met hulle half eers bietjie kalmeer voor jy kan begin. Maar ja, op die einde van die dag, soos jy sê, die honde is ook 'n verantwoordelikheid vir ons. Daai hond word oud, jy weet, hy raak miskien 9, 10 jaar oud en dan kan hy nie noodwendig meer die werk doen nie. En dit is een van die groot verantwoordelikhede wat ons het. Ons kry dan mense om die hond eintlik in te neem namens ons. Ons betaal nog steeds vir die hond se mediese fonds en kos en so voort. En dan kry ons die hond in 'n huis waar hy dan eintlik aftree tot 'n mate. En so daar is mense wat ons help met dit ook, maar dis een van die aspekte ook wat mense moet onthou met honde. Dit is nie net soos 'n boer of 'n voertuig wat as jy klaar is met dit is, kan jy dit verkoop of in 'n kas insit nie. Jy is verantwoordelik vir daai hond vir sy hele lewe. Nou as daardie hond aftree ouderdom bereik, dis hy by 9, 10 jaar, maar daai hond is nog steeds baie aktief. So waar ook al daai hond aftree, dit gaan nog steeds 'n aktiewe huishouding wees. Ja, ons is baie versigtig en ons doen baie moeite om die regte huise te kry vir die honde. Ons verduidelik vir die mense presies jy weet wat hulle kan verwag. Die honde kalmeer so bietjie teen daai ouderdom, so hulle jy weet hou maar vir een stapie 'n dag of so en dan lê hulle bietjie rond. Maar ja, dis nie noodwendig altyd 'n hond wat jy net kan in enige huishoud sit nie. So ons is baie versigtig met dit. En as dit nie uitwerk nie, dan vat ons dadelik die hond terug en jy weet ons soek miskien 'n ander opsie vir daai huishoud. Maar jy sal verbaas wees, daar's baie mense wat gewillig is om eintlik vir ons so by te staan in daai manier. O ja, ek kan net dink. Waar kry julle die kleintjies, want hierdie kleintjie moet nou seker groot gemaak word vir hierdie doel. En op 'n jong ouderdom dalk eers al hier van 6 maande af al hierdie intense opleiding kry by julle. Ja, 100%. Daai honde is nie noodwendig oral beskikbaar nie.
daar was op 'n stadium 'n groot tekort aan honde in Suid-Afrika en baie van die honde word ook ingevoer. Nou en dan is jy gelukkig, dan kry jy 'n hond wat nie noodwendig hoe kan ek verduidelik, dit was nie noodwendig spesifiek vir daai doelwit geteel nie, ja. Ja. Dit was miskien net 'n troeteldier of iets, of iemand se hond het kleintjies gehad en dan sit ook nie 'n opregte hond nie, maar jy sien hierdie hond het sekere persoonlikheid en dan kan ons met die hond werk en jy sal vinnig agterkom of dit 'n goeie hond gaan wees. Maar die algemeen is daar 'n industrie, daar's wat mense spesifiek met hierdie honde teel vir werk en dit is nie goedkoop nie. Jy kan 80-90 000 rand betaal vir 'n hond wat opgelei is en ja, dit alles kos geld. Ja, ek dink dit is baie geld en later kan ons dalk praat oor die finansiële model want iewers moet julle sekerlik geld vandaan kry. Maar as julle nou 'n operasie het en julle moet nou die departement ondersteun by die grenspos of by die hawens, wat ons deur daardie proses as daar dan nou honde wat in 'n wa gelaai word en julle gaan dan nou na die grenspos toe. Ja, so gewoonlik wat gebeur is, hulle laat weet vir ons as daar iets aan die gang is, 'n operasie aan die gang is. Gewoonlik gee hulle net vir ons datums. Hulle gee nie noodwendig vir ons enige verdere inligting nie, byvoorbeeld waar dit gaan wees en of hoe lank dit gaan wees nie. Hulle sê net vir ons wat die teikens is en wat die datums is, dan kan ons voorberei. Ja, dan baie nader in die tyd sal hulle die operasionele plan beskikbaar maak en dan besluit ons volgens die plan hoeveel hanteerders, hoeveel honde en hoe ons dit gaan uitwerk. Hulle het natuurlik baie inligting aan hulle kant van, miskien weet hulle van iets wat deur die grens gaan kom of so, of iets wat deur 'n lughawe gaan kom. Maar ja, dan laai ons kry ons akkommodasie agter mekaar en ons vat die honde, hulle is baie goed in die voertuie, hulle is gewoond daaraan, hulle weet as hulle in die krat is, dan lê hulle doodstil en dis nou tyd om te gaan werk. En as hulle uitkom en hulle sien die harnas en die speelding of whatever ons gebruik om hulle net te motiveer mee, dan raak hulle besig. So ons is maar meestal net daar om te ondersteun. So ons staan by, ons volg die instruksies wat vir ons gegee word. Deursoek hierso, sit hierso, wag hierso en hierso moet ons nou wees. En die honde self, elke hond het meer as een teiken. So as ons weet byvoorbeeld, okay, dis ivoor en renosterhoring en ammunisie, dan kry ons die hond wat al daai goed op een slag kan kry en dan sit jy hom deur die voertuig. Ons het ons eie metodes wat ons doen en ons deeglik deursoek, maar alles van my eintlik oor die mense wat ons ondersteun. Hulle sê vir ons wat om te doen en hoe om dit te doen en vir hoe lank. Ons is net daar. As jy praat van teikens, wat behels 'n teiken? As jy praat oor stropery of oor enige iets wat onwettig is, ons honde is opgelei om veral met die renosterstropery was die groot begin, ek sal sê vir ons met al die sniffelhonde. Daar was 'n verskriklike groot nood gewees paar jaar terug. Ek sal sê miskien al 10 jaar terug toe dit nou reg begin het, waar die renosterstropery net verskriklik was en ons het toe ons honde begin oplei spesifiek op renosterhoring en ammunisie. Met die tyd het baie van die servate nou al hulle eie honde-eenhede gestig en daar's nie meer so groot nood nie. Almal het nou honde oral, want dit is iets wat baie effektief is. So as ek sê teiken, dan beteken dit spesifiek waarvoor soek die departement of waarvoor soek die polisie, wat se inligting het hulle en dan laat weet hulle vir ons. As die hond nie noodwendig opgelei is op daai spesifieke teiken nie, dan gaan dit vir ons 'n paar weke vat om daai opleiding te doen. Maar gewoonlik teen nou al het ons 'n hond wat amper alles kan kry wat hulle gewoonlik voorsoek. En is gewoonlik dinge soos renosterhoring, ivoor, leeuparte of leeubene, dan jou Itermagog skubbe wat hulle ook verskriklik is mee, en dan sekere reptiele soos akedrissies wat uit die Noord-Kaap uit verwyder word, en dan is jou sukkulente plantspesies wat ons die honde op daai spesifieke spesies, Conophytum spesies ons het al redelik operasies gedoen, padblokkades en so met dit. So ja, dit hang af, wat is dit nou wat hulle daai dag op soek is na, maar dit is maar gewoonlik die dinge wat gestroop word en wat ons
wat ons liewer in die natuur wil hê en nie wat met land uitgaan om mense se rakke moet staan of waar ook hulle medisyne wat hulle het gebruik en die weet dis 'n verskriklike besigheid en die honde is maar een deel daarvan om dit te probeer kantel. Nou ek kan my voorstel dit moet 'n groot gedoente wees by die grenspos of dan by die lughawe as die polisie en die departement daar is en dalk 'n voertuig voorkeer of 'n vrag voorkeer wat nou na 'n vliegtuig toe aangery word. So verduidelik vir ons wat daar gebeur en watter stadium gaan die honde nou in? En hoe weet hulle moet nou hierdie hele storie wat voor hulle is moet hulle ondersoek? Ja, wel, jy weet ek sê altyd die polisie se grootste voordeel wat hulle het is mense dink die polisie weet nie wat aangaan nie, maar die teenoorgestelde is waar. Hulle het baie inligting en as hulle so 'n operasie aan mekaar sit en almal is betrokke, dan weet hulle wat se vlugte byvoorbeeld hulle klaar wil teiken. So hulle weet okay, hierdie vlug is op pad Europa toe, hierdie vlug is op pad China toe of waar hulle dit gaan. En hulle kan sê wat se bagasie is vir wat se vliegtuig. So hulle weet waar om te gaan in die lughawe en hoe laat en wanneer die vlugte gaan. So hulle kan nogal redelik spesifiek wees in terme van hoe ons bagasie deursoek. Hulle wys dit vir ons uit. Ons honde gaan en loop verby die bagasie en as hulle dan die teiken identifiseer, dan sal die hond 'n teken gee. So van ons honde gaan lê en van ons honde sit. So as die hond daar gaan lê langs die bagasie, dan kom die amptenaar in en dan sal hulle dit deursoek. Ons staan terug op daai stadium. Al wat ons doen is ons hond gee net 'n positiewe indikasie. Is daar ooit waar 'n hond of selfs van die amptenare in gevaar kan wees? As hierdie hond nou langs die middels wat hy nou identifiseer gaan sit, dan kan daar dalk mense bedreig voel. Ja, as jy dit hang af waar in die lughawe jy werk. Daar is al gevalle gewees waar ons mense se handbagasie deursoek het, soos wat hulle jy weet gereed is om op 'n vliegtuig op te klim. Dan keer die polisie voor en ons gaan soek verby die mense. Jy kan nie, daar's weer 'n sekere reëls. Jy kan nie dat die hond net by almal verbyloop, die mense met hulle tasse neersit. Maar ons het nog nie iets in so 'n geval gekry in mense se handbagasie nie. Ek dink die ouens is geneig om dit maar in die bagasie in te sit wat net deurgaan. Jy weet, daar's volgens hulle seker 'n baie minder kans dat dit gevind sal word. As jy praat oor 'n gevaarlike situasie, ek sal sê miskien by 'n grenspos, ja, as iemand iets het wat hulle nie moet hê nie, dan kan daai situasie vinnig buite hand raak, maar gewoonlik die polisie is daar's baie amptenare. Ek dink nie ons voel onveilig nie. Ek dink die grootste risiko vir ons is in die padblokkades, want daar's baie keer werk ons in die nag in die padblokkades en daar's voertuie wat verbykom, jy weet, teen 'n stinkspoed partykeer en of die ouens jaag en hulle kyk nie mooi nie en so ons probeer maar ons honde net 'n entjie van die pad afhou en veilig hou. Maar verder ja, ons voel daarom redelik veilig saam met al die amptenare wat rondom ons is en hulle is opgelei om daai situasies te hanteer. Is daar gewoonlik meer as een hond wat 'n vrag moet deursoek? Nee, ons gebruik net een hond op 'n slag. Ons rus die honde, so as ons op 'n operasie is, het ons meer as een hond by ons. So die hond werk net vir so 10 of 20 minute en dan is hy, jy weet, jy kan sien sommer die hond se konsentrasie raak so 'n bietjie flou, dan sit ons hom eers een kant dat hy net 'n bietjie rus weer en kalmeer en dan vat ons 'n ander hond uit. Maar dis nie nodig om meer as een hond op dieselfde teiken te hê nie, want die hond is opgelei, hy is gesertifiseer en hy het al die bewyse en die papierwerk wat agter die hanteerder en alles staan, het hy klaar in plek. So as dit 'n positiewe indikasie is en die amptenaar maak sê maar die boks oop of die bagasie oop en hulle kry daai item daarin, dan is dit genoeg, dis gedoen. Kan 'n hond 'n fout maak? Dit is seker maar so. Of is hulle so skerp, so intelligent, veral met sniffel, dat hulle byna nooit 'n fout maak nie? Man, hulle is verskriklik akkuraat. Ek word nog steeds verbaas deur hoe akkuraat die honde is. Daar is omstandighede wat die honde probeer. Ek sê hulle is amper asof hulle probeer, want onthou vir die hond is dit amper 'n speelietjie. Hy soek sy beloning. Hy soek daai, yes, jy het dit gekry en jy weet, jy kry jou speelding nou
vir 'n minuut of whatever wat jy mee kan speel en so vir hulle is dit 'n speletjie. So hulle gaan probeer wen. Ons het dit al gesien met skilpaaie byvoorbeeld as ons 'n sekere spesies skilpad soek en dan wat die hond opgelei is op daai reek van daai spesies. Maar dan sal hy byvoorbeeld 'n ander skilpad kry en dan sal hy probeer, dan sal hy gaan lê daar en kyk, jy weet, kom hy reg, is dit goed genoeg? Hy weet eintlik dis nie die regte skilpad nie. Ek sal nie sê dis noodwendig 'n fout nie, maar ja, dit daar kan. Onthou, die hond gaan altyd eers die indikasie doen en dan gaan iemand dit moet bevestig. So selfs al is dit 'n foutjie, dan kan jy net sê, nee, nie vandag nie en dan gee jy nie vir hom die beloning nie en jy beweeg aan. En dan jy weet dit is dan na rukkie dan leer hulle, okay, ek moet meer akkuraat wees en so met die tyd. Dit is maar altyd oefening, jy weet, oefen en dan sal hulle meer akkuraat word. Nou ek kan my nou indink daar's nou 'n teken die polisie sê dalk vir julle skibbe. Kyk vir skibbe of kyk vir renosterhorings, maar so met die verloop van hierdie ondersoek wat die hond doen op hierdie vrag, kan hy ook dagga uitreik en kan hy ook ander goed uitreik en dan is daar seker ander middele ook wat in hierdie vrag is wat julle nie noodwendig op soek was na nie. Ja, dit gebeur want soos ons bespreek het, die hond kan, jy weet, vir 8, 9, 10 jaar kan die hond werk. Dis moontlik in jaar 4 was die hond opgelei om miskien dagga op te spoor en dan nou kom jy in jaar 8 en jy sê vir hom kry renosterhoring. Dan gaan hy miskien daai reek agterkom en dan gaan hy 'n kans vat want weer eens hy soek daai beloning. Maar onthou, die hond moet gesertifiseer wees op 'n spesifieke teiken saam met 'n spesifieke hanteerder. So dit gaan nie noodwendig die moeite werd wees om nou iets te kry wat jy nie voor gesoek het nie, want die hanteerder en daai hond is miskien nie meer gesertifiseer op daai reek nie. So dis dalk okay, terloops het dit dan gevind, maar as daai saak in die hof beland, dan gaan dit gaan nie water hou nie. Want hulle gaan onmiddellik vra, waar's die sertifikasie en waar's dit? So ja, partykeer kry jy dinge wat jy nie voor gesoek het nie. En die polisie kan miskien in sekere omstandighede iets daaraan doen, maar vir meestal moet ons baie seker maak dat daai papierwerk is 100%, want dan doen jy al die moeite, jy weet, om daar te kom tot op daai punt. Jy het jou hond opgelei, jy's nou saam met die amptenare daar en dit alles kos geld, jy weet, dis diesel, dis akkommodasie en so voort. En nou kry jy iets en nou is jou papierwerk nie reg nie, dan is dit alles vir niks, want die oomblik wat dit hof toe gaan, dan sal hulle dit uitgooi. Jo, op watter manier sê jy vir die hond of gee vir die hond 'n aanduiding, ons kyk nou vir renosterhorings. Hierdie vraag soek renosterhorings. Wel, ons sal altyd, as ons weet wat ons gaan doen in die volgende week, sal ons altyd daai hond herinner van daai teiken vir 'n paar weke voor die tyd of baie keer so kort as 'n week voor die tyd, as ons nie vroegtydig geweet het nie. So die hond is al, hy weet al wat om te doen by die tyd wat ons in die veld is. Dis nie asof dis nou nie soos op TV wat jy nou vir hom 'n lappie gee en sê, hierso ryk hierdie lappie of ryk hierdie renosterhoring en nou gaan soek jy renosterhoring nie. Dit is nie noodwendig so nie. Hy weet waarvoor om te soek. Okay, soos ons nou bespreek het, hy gaan dalk iets anders kry, maar daai teiken wat jy die hele week voor die tyd vars in sy geheue het, dit gaan sy prioriteit wees. Jy het nou gepraat van akkommodasie wat bespreek moet word, die vervoer. So waar bly die honde? En is dit dan nou 'n paar dae wat julle hierdie operasie doen of is dit nou net eenmalig? Ons gaan partykeer vir 'n week op 'n slag. As ons noord gaan, byvoorbeeld na die grenspos in Botswana, dan sal ons 'n week op 'n slag in een plek bly. Dit hang net af van die operasie en wat dit behels. Daar is akkommodasie wat ons toelaat om met ons honde te bly. Ons het kratte wat ons saam met ons vat, slaapkratte, en dan in die aand, as die hond klaar geëet het en so aan, dan gaan slape in sy krat en ons maak hom toe en hy sal daar lê en slaap tot vroeg in die oggend en dan laat ons hulle weer uit. So dis heel moontlik, solank ons net iemand het wat gewillig is om honde te aanvaar in hulle akkommodasie wat hulle uitverhuur. En daar is 'n lys van mense, so dit is daarom nie so onmoontlik nie. Nou, ek kan myself net voorstel, daai band tussen die hanteerder en die hond moet baie sterk wees na 'n ruk, want hulle werk lank saam en dan veral, jy weet, in moeilike omstandighede.
Absoluut, ja. En dit moet om suksesvol te wees. Dit is nie enige hond wat jy net kan sê, okay, vandag werk hierdie hond nou saam met die hanteerder en môre weer saam met daai hanteerder. Dis nie ideaal nie. Die ideale ding is om sekere hanteerders met sekere honde te hê en daar's definitief 'n sterk band tussen hulle. Ek dink is noodsaaklik. Hulle spandeer baie tyd saam. Daar moet 'n sekere vertroue wees tussen hulle. En ook as jy agter 'n hond staan as 'n hanteerder en jy kyk die hele tyd wat die hond doen, dan gaan jy agterkom, raak hy moeg, verloor hy konsentrasie, het hy dalk iets gesien of iets agtergekom of gesniffel hierso wat miskien naby was, maar hy was nie seker nie. Jy lees die hond se gedrag en dan miskien loop hy verby 'n punt waar hy so half gehuiwer het en dan kan jy hom terugbring en sê nee, kyk weer hierso, maak net seker. Jy weet, so ek dink is belangrik vir akkuraatheid en ja, ook vir die hond se gedrag. Ons het byvoorbeeld 'n hond gehad wat baie moeilik was. Hy was 'n goeie sniffelhond, maar hy was moeilik rondom mense. So, jy weet, hierdie honde het baie hoë energie en dryf. So, soos ek klaar genoem het, is nie noodwendig 'n goeie troeteldier wat jy net kan omhels en soos wat jy met 'n normale hond doen nie. En die enigste oplossing wat ons gehad het, is die hanteerder het daai hond huis toe gevat, elke dag na werk. Die hond het in die huis gebly saam met haar en na 2 maande was dit 'n hele ander hond, want nou, jy weet, daai gedrag het heeltemal verander en ewe skielik is die hond nou heeltemal bruikbaar in 'n lughawe tussen waar daar baie ander mense en kinders en alles is en nou is dit nie meer was dit nie meer 'n probleem nie. So dit bewys dat dit is 'n baie belangrike verhouding. Want kyk, as jy 'n troeteldier het, kom ons sê nou maar 'n hond, laterand ken jy daai hond so goed, jy weet as die hondjie siek is. Jy weet as die hond nou skeiingsangs het en dit is maar daai binding wat tussen die hanteerder en die hond is. Dis nou net in 'n werksverband. Ja, ek sal sê dit is so, ja, definitief. En onthou, jy gaan ook die hond, jy vat baie keer die hond in situasies in waar hy nie noodwendig al ooit was nie. Laas jaar was ons in Richards Bay byvoorbeeld, by die hawe, en toe ewe skielik moet die honde nou op bote opklim. Iets wat ons nie in Midrand kan oefen nie, en iets wat nog nooit gedoen het nie. So daai vertroue tussen die hond en die hanteerder is baie belangrik. In daai situasie dan kan die hanteerder die hond maklik op 'n boot opkry en so voort. So dit is definitief iets wat ons na kyk. Nou die ander aspek waarvoor die honde gebruik word is opnames, veral vir bedreigde spesies, dalk klein spesies wat mens nie so met die blote oog kan sien nie. Neem ons bietjie daarheen, wat behels die opnames? Ja, dit is 'n baie belangrike aspek vir ons by EWT. Partykeer is daar areas met hoë biodiversiteit waar ons net wil agterkom wat spesifiek is in hierdie area. Dan het ons die honde reeds opgelei op sekere spesies, so ons kan bevestig is daai spesie daar of nie. In ander gevalle het ons befondsing om opnames en tellings te doen van sekere spesies. En dan kan ons daai tellings baie akkuraat doen vir sekere spesies. Die groot ding wat ons mee besig is skilpaaie en dan natuurlik ook die oeverkonyn wat eintlik een van die oorspronklike teikens was vir ons honde. Want die oeverkonyn, soos almal seker te nou al weet, is baie bedreigde spesie in Suid-Afrika en hulle kom net hier voor. So dis endemies en bedreig en ons het oor die afgelope 15 jaar, sal ek sê, het ons nuwe areas ontdek waar daai oeverkonyne voortkom waar ons nooit eers geweet het hulle was nie. Net omdat die hond die reuk van die konyn ken. So selfs waar daar 'n konyn gelê en slaap het, byvoorbeeld, dan kan die hond agterkom, okay, hierso is iets aan die gang en dan gee hy 'n indikasie. Die konyn is nie noodwendig daar nie, maar daar is die reuk is daar. Dan sit ons 'n kamera op daarso en dan, jy weet, oor 'n paar dae kom ons terug en kyk en ja, so waar daar's die foto's. So jy kan die opname so doen en jy kan nou indink as jy in die veld loop sonder die hond, hoe gaan jy nou weet waar om 'n kamera op te sit om te sien is daar 'n konyn of nie? Jy gaan dit nooit kan doen nie. So dit is baie suksesvol. Die skilpaaie wil ons 'n direkte bevestiging hê van waar die skilpad is, so die hond moet fisies die skilpad kry en dit is ook baie suksesvol. Ons gaan stap in die veld en die hond doen sy ding, sniffel rond en dan sal hy sien, hier gaan die hond onder 'n rotskeer of 'n ding in waar jy nooit sy geweet het nie. Hoe sal jy ooit daar kon kyk? En dan as jy dan diep onderin klim, partykeer kan ons 'n kameraatjie indruk of so en dan sien ons ja, daar's 'n skilpad en dan
dan kan ons dit by die telling byvoeg. So dit help ons regtig in ons werk. Is dit dieselfde honde wat 'n oeverkonyn sal soek wat ook hier in Worcester-horings kan uitreik? Is hulle repertoire so wyd? Man, ja, ons het in sekere gevalle al dieselfde honde gebruik, want jy kan die hond leer om enigiets uit te wys, maar die honde wat ons meestal gebruik vir opnames is die skaaphond, die colliehond. Hulle is nogal baie goed in die veld. Hulle is baie versigtig en hulle is ook baie maklik om te vervoer. Hulle is bietjie ligter en kleiner as die German Shepherds en die Malinois. So ons gebruik meestal vir daai werk die collies, maar dit is moontlik om ander honde ook op te lei daarvoor. Ons is versigtig met dit. Jy wil nie die heeltyd verander van teikens nie, want jy kan die hond 'n bietjie de mekaar maak. Dis nie onmoontlik nie, maar mens moet dit tot 'n mate met jy boekhou van hoe jy die hond oplei en waarop jy die hond oplei. So hierdie is groot operasies, as ons nou praat van die opnames, jy moet die karre vat Noord-Kaap toe, daar's 'n klomp mense betrokke, daar's waarskynlik baie geld ook betrokke om almal daarheen te vervoer in die akkommodasie, en dan ook by die grensposte, dit is nou wanneer die polisie sê daar's 'n paar teikens. Dit beteken dat die honde sekerlik nie elke dag by 'n operasie betrokke is nie. Nee, ons is nie elke dag besig nie. Ons probeer die honde besig hou as ons daar's 'n stil periode, dan omdat ons 'n permit het om by in Johannesburg by OR Tambo lughawe kan ons ingaan net solank ons dit reël met hulle. So dan sal ons gereeld so intoe gaan, net om die honde besig te hou en gewoon te hou in die geraas en die teikens en alles soos dit. Maar ja, daar is tye waar hulle nie besig is nie. Dan hou ons hulle besig op ons perseel, ons stap met hulle, ons gee hulle opleiding. Van die ouer honde doen ons ook fisiese oefeninge mee, byvoorbeeld klim op en af by 'n trappie, jy weet, net om maar beweging en goed aan te hou, want baie van die honde, soos ek reeds genoem het, moet kan opklim en afklim en inspring en uitspring, so dit is belangrik. Maar ja, dis hoekom ons hanteerders het wat permanent met die honde werk en hulle is ook opgelei om te doen wat hulle doen. Hier moet baie geld spandeer word aan hierdie honde en die personeel. So hoe word dit befonds? Dit is altyd ons groot uitdaging is befondsing. Dit is ontsetlik duur. Soos ons bespreek het, jy vat verantwoordelikheid vir die hond. Jy kan nie net as hy te oud is om te werk, kan jy hom nie weggooi nie. Jy moet na hom omsien en daar's mediese onkostes, daar's voer en al daai goed. Ons het gelukkig 'n borgskap wat ons kry by Eukanuba. Hulle is nou al vir baie jare wat hulle vir ons kos voorsien vir die honde en dit help ons verskriklik. Maar verder soek ons maar befondsing net soos wat ons vir enige ander projek soek by EWT. Ons kry partykeer befondsing vir spesifieke teikens, soos daar sal uit Europa uit iemand wees wat wil help met die plantstropery en dan sal hulle vir ons befonds net vir daai sukkulente plante. Maar jy weet, soos ek genoem het, die hond is klaar opgelei om 'n klomp ander goed ook te kry. So as die amptenare ons skakel en hulle sê luister hierso, is 'n operasie, hierdie is die teikens, dis renosterhoring, dis ook plante, dan is dit goed, dan pas dit in by ons befondsing en ons kan dit rapporteer aan die mense wat vir ons die geld gee. So ja, ons werk dit uit dat ons maar rondbeweeg, maar dit is eintlik 'n groot uitdaging want niemand besef die konstante uitgawes wat jy het om honde aan te hou nie. Ek meen ons het op die oomblik 8 honde wat ons moet aanhou. En ek meen as jy 'n hond het by die huis en jy betaal miskien 'n bietjie versekering, mediese versekering en gee kos en gee frontline en dan het hy ontwurm en dan oormôre spring hy teen die heining en sny sy voet en al daai goed gebeur met ons, maar maal met 8. Ja, nee, uit die aard van die saak, die veeartskoste moet ook hoog wees en daai hond moet in tip-top kondisie wees. Die oomblik as die polisie of die departement kontak, dan moet julle die hond kan lewer. Nou, daar sou dalk luisteraars wat baie nuuskierig is en dalk lus voel om van hierdie honde aan te neem met aftree ouderdom. Hoe werk daardie proses? Kan luisteraars betrokke raak by dit? Ja, enige tyd. Ek meen, dis nou nie elke week wat ons 'n hond het wat moet aftree nie, maar ons sal altyd bly wees om van enige iemand te hoor. Ons het natuurlik 'n webwerf, dis
ewt.org en ons die inligting oor ons hondeeenheid is ook daar op die webwerf beskikbaar en hulle kan ons gerus kontak as hulle wil bydra of enigstens wil help met die hondeeenheid. So ter afsluiting, verduidelik vir ons, hoekom is daar iets so stropery? Jy het vroeër genoem dat dit baie keer in medisinale produkte gebruik word. Ons het gepraat van plante, reptiele wat baie keer geruik word en gekeer word. Dan weet ons nou van die renosters, van die horings, die olifanthorings, die ivoor en die Itromagos skibbe. So wat weet ons van die stropery besigheid en hoekom hierdie goed gestroop word in ons land? Ja, wel, hoekom is Suid-Afrika juis? Hoekom so baie uit ons land uit? Die antwoord op daai vraag is, wat ons het so baie. Ons biodiversiteit is absoluut ongelooflik. Die plante, die voëls, die reptiele, wat ons beskikbaar het in die land, dit bestaan net eenvoudig nie in ander plekke nie. En dit is sekerlik hoekom mense dan, jy weet, so baie hier verwyder, want dit is mens. 'n Mens, alles kom neer op mensegedrag. Jy wil op jou kombuis by die venster soek jy 'n vetplantjie. Mense dink nie waar kom daai plant vandaan nie. Hulle sê net, dis oulik, ek wil dit hê, ons wil hê. Ons lewe in so 'n wêreld. Jy weet, as jy iets wil hê, dan kry jy dit. En ek dink dis daai met die tyd, dit vererger. Dit amper soos, jy weet, jy kan dit nie aanvaar as jy iets nie onmiddellik kry nie. So, dit is ongelukkig waarmee ons sit. Dus die antwoord is ook anders vir elke verskillende item wat gestroop word. Renosterhoring het ons al baie oor gepraat, waarvoor word dit gebruik, waar word dit gebruik, die bygelowe wat rondom dit kom. Maar vir plante en reptiele wat op die oomblik uit die Noord-Kaap uitbeweeg, dit is maar eintlik net mense wat, dis maar net 'n bedryf, soos wat enige ander produk gehandel word hierdie produkte ook gehandel, maar dit is onwettig. Dit is die enigste verskil. Dankie Laurens, dit is so aangenaam om te hoor dat die honde dit so geniet om hierdie belangrike werk te verrig, dat hulle dit kan verrig en dat daar 'n organisasie is soos julle wat hierdie projek kan dryf. Baie dankie. Baie dankie en dit is altyd lekker om met julle te praat. Hoe wonderlik is dit nie dat die werkshonde so fyn ingestel kan wees om hierdie belangrike taak vir ons te verrig en dit boonop te geniet. Wian is terug met sy dieregeleide, met sy leidraad. Hierdie diere se slagtande kan tot 61 cm lank word. Wian sê, dis die klank van 'n vlakvark. Daar sien, nou weet jy. Dankie weer eens vir die saamluister. Onthou om ook 'n draai te maak op ons sosiale media. Soek na RSG op Instagram en Facebook. Jy is ook baie welkom om vir my 'n e-pos te stuur by media@elsjevanjaarsveld.co.za. Dis dan groetheid van my tot volgende week. Ek is Elsje van Jaarsveld. Mooi bly en geniet jou diertjie.